Ons is in die tweede week van ons Each One Reach One veldtog en hierdie is dag 3. En ek het die voorreg om met jou te gesels oor iets wat my nogals baie na in die hart lê. Iets wat ons baie mee te doen het. En ek wil die voorbeeld van kaas maak gebruik. Nou jy dink seker, wat gaan ek oor kaas praat? Nou, net hier buite Pretoria is daar 'n kaasplaas en hulle verduidelik vir jou presies hoe die proses werk. En dit is nogals baie interessant. Jy weet, hulle vat nou melk en hulle nou die room en dan sit hulle dit in hierdie groot houers, omtrent 1000 liter en dan sit hulle, ek dink is omtrent 1 teelepel van iets wat hulle noem in Engels culture sit hulle by. En dan word hierdie kettingreaksie in werking en dan beïnvloed dit binne ure hierdie hele drom, 1000 liter vol melk of room wat daarin is. En as jy weer sien na ruk, dan het kaas gevorm. Dit is 'n proses wat verskriklik vinnig gebeur en ek dink is so belangrik wanneer ons dan dink aan die hele konsep van counterculture wat eintlik dan nou die tema van vandag is, om te besef wat die krag is van iets soos dit wat in 'n kamer inkom of in 'n vertrek of in 'n omgewing inkom en nie soos daai omgewing is nie en met guns van die Here binne oomblikke verander daar 'n hele klimaat, verander daar amper 'n hele rigting van dit wat binne in hierdie omgewing is. Nou, ek het 'n skrifvers wat ek vir jou wil lees. Matteus 5 vers 13 tot 16. Bekende konsep wat ons al baie gehoor het. Maar dit begin met hoofletters, julle. Hy praat met ons hierso. Julle is die sout van die aarde. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Hierdie hele konsep van sout en lig is iets wat jy dalk in 'n paar boodskappe of op 'n paar plekke al raak gelees het. En kom ons staan net gou stil. Sout het die effek wat dit het op kos, omdat dit nie soos die res van die dis proe nie. Dit is anders. Dit is in kontras. Lig is dieselfde. Die rede hoekom lig die effek het wat dit het, is omdat dit is nie soos die res nie. En so is dit belangrik om te besef dat groter as boodskappe wat ons van 'n verhoog af doen, of dinge wat ons vir mense aanstuur, Bybelversies aanstuur, is ons lewe wat die sout en die lig is vir die wêreld. Die grootste manier om mense te bereik, is net mense wat na ons lewens kyk en sien, maar dit proe anders en dit ruik anders. Hier is 'n stelling. As ons lewe, en vat 'n paar kompartemente van ons lewe, ons huwelike, ons opvoeding, ons finansies, die manier hoe met ons geld werk, ons besigheidsetiek, ons konflikhantering. Dit is alles dinge wat in ons lewe gebeur. Julle, as ons lewe dieselfde lyk as die wêreld, het ons as kerk van Jesus Christus 'n groot probleem. Want ons is gemaak om stroom op te wees. Ons is gemaak om anders te wees. En soms is dit nie maklik nie, jy weet, soms kyk mense na ons en hulle dink ons is 'n bietjie weird en ons doen dinge anders, maar gee hulle genoeg tyd om te kom proe aan hierdie sout, dan kom hulle agter, hoorie, maar hierdie is net iets wat hulle nog nooit beleef het nie. Gee hulle genoeg tyd in 'n donker kamer en hulle wens jy was daar, want jy is die lig. So mag ons presies dit kan wees. Hierdie laaste deel van hierdie vers is so mooi. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En dan, hoor hierso, hier gee hy amper vir ons die rede hoekom ons hierdie goeie werk het, die rede hoekom ons sout is, die rede hoekom ons wil lig wees. Nie sodat mense na ons kyk en dink, wow, jy is so oulik nie. Hy sê, sodat die Vader wat in die hemele is, verheerlik word. Hoe amazing is dit om dit te kan besef? My lewe het die kapasiteit, net deur om dinge anders te doen, om dinge op God se manier te doen, het hy die kapasiteit om die Here te verheerlik by mense daar buite. Mag hierdie jou in staat stel om te weet, een van die basiese maniere om mense te bereik, is net om te lewe volgens God se beginsels en hoe hy jou gemaak het om te lewe. Gaan nou na die beskrywing van die video om vandag se vraag deur te werk.